Prys die naam van die Here. Nou as ek vanmôre moet vra, terwyl almal se oë oop is, met wie gaan dit goed? Kan ek sien, met wie gaan dit goed? Ok, almal se oë toe. Almal se oë gaan toe. Met wie gaan dit nie regtig goed nie? Steek jou hand op, terwyl almal se oë toe is. Wie gaan deur 'n storm vanmôre? Kom ons wees gou-gou 'n bietjie eerlik. Almal se oë is toe. Wees eerlik vanmôre as dit met jou beter kan gaan. Amen. Maak maar die oë weer oop. Prys die naam van die Here. Groot ding is dat ons sê baie kere vir mekaar dat dit gaan goed. Maar ons praat nie regtig oor dit wat ek dra in my binnekant nie. En want dit moet ons goed gaan, veral vir die paas mos ook, maar die maas ook. Ons moet ons sterk wees. Ons moet alles by mekaar hê. Ons moet al die antwoorde hê want ander is afhanklik van ons. So ek moet baie van ons speel die ma net so groot rol as die pa, wat alles moet by mekaar hou. Maar ergens langs die pad raak ons maar moeg ook. Ergens langs die pad raak ons sonder raad, ergens langs die pad, en dan voel ons baie keer skuldig, omdat ek so voel, want ander kyk na my, en ek moet vir almal raad gee, en nou voel ek so, en Here, wat's fout met my? Want nou is dieselfde raad wat ek vir ander gee, moeilik vir myself om toe te pas in my eie lewe. En ons gaan baie keer deur goed, wat ons dan wegsteek. Maar dank die Here, daar's 'n God in die hemel. Daar's ons ou kinderliedjie wat sê daar's 'n Vader in die hemel. En hy sien jou op die aarde. En dankie Here daarvoor, dat hy dieper kyk as wat ek en jy kan kyk vanmôre. Maar ek wil vanmôre met iemand praat in hierdie plek, en ek wil nie vanmôre op iemand se gevoel speel nie, maar ek weet vanmôre, iemand het nodig om te hoor wat God sê, ten spyte van wat jy voel. Ek wil hê dat jy vanmôre moet weet dat God sien waardeur jy gaan, maar hy sien nie net waardeur jy gaan nie, dat hy ook die antwoord wil gee. Daar in Psalms ergens sê hy weet, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit hulle almal uit red die Here hom. Baie plekke sê vir ons dat God sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek sal word nie, maar saam met elke versoeking bring hy ook die uitkoms. So dit is waar ek vanmôre op vertrou, dat God weet dat ons gaan deur goed, maar God het die antwoord. God weet dat daar is baie keer menigvuldige teëspoede, maar hy sê uit dit almal uit red die Here die regverdige. So nêrens het God gesê dat teëspoede is nie menigvuldig nie, of dat omstandighede is nie. Maar God gee belofte, saam met elke liewe ding is daar 'n uitkoms. God gee ons 'n belofte, saam met elke challenge is daar 'n uitkoms. Saam met elke aanslag is daar 'n uitkoms. Saam met elke aanval is daar 'n uitkoms. Saam met elke ding wat ek nie voorraad het nie, het God 'n uitkoms. Ek wil hê jy moet vanmôre dit vir jouself sê, hier is 'n uitkoms. Ek weet nie hoe jy voel vanmôre nie. Ek weet nie waar jy jouself bevind vanmôre nie. Ek wil hê jy moet dit gou-gou vir jouself hardop sê, hier is 'n uitkoms. Ek sien dit miskien, maar sien jy dit nie? Maar God het ons 'n belofte gegee, saam met elke ene is daar 'n uitkoms. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit hulle almal uit sommige uit, nee, uit almal uit red die Here hom. Sê gou vir myself, wie is redding? Sê dit gou vir jouself, wie is redding? Hier is uitkoms en hier is redding. Hier is 'n antwoord. Baie mense kyk net hoe menigvuldig is die teëspoede. Nee, jy moet menigvuldig is die uitkoms dan. As die teëspoede menigvuldig is, dan is die uitkoms menigvuldig. As die teëspoede menigvuldig is, dan is die redding menigvuldig. Daar is vir my hoop vanmôre, maak nie saak waardeur ek gaan nie, daar is 'n antwoord, en daar is 'n redding, en daar is uitkoms, en daar is oorwinning. Ek het op 'n stadium
In die bediening gaan ek deur 'n rowwe tyd en dit voel ook so of die vyand net op wil hou nie. Dit is net een ding na die ander ding. En weet jy wat, baie keer moet ons dalk net so geestelike woede kry. Weet net so op 'n plek kom, my pa het altyd sê, you must be sick and tired to be sick and tired. Jy moet op 'n plek kom waar jy sê, nou het ek genoeg gehad. En ek is op so 'n plek gewees waar ek gesê, Here, nou is dit genoeg. Here, nou bid ek vir elke aanslag wat die vyand bring, laat daar nog siele tot bekering sal kom. Laat dit vir hom so irritasie, as hy my hier aanval, kom hier siel tot bekering. As hy my daar aanval, laat nog 'n siel tot bekering. Laat iemand net nog, elke aanslag, laat iemand nog inkom koninkryk toe. Here, vir elke aanslag wil ek hê dat dit moet gebeur. En dit was my gebed gewees, en ek wil vir jou sê, dit het nie gevoel of dit dadelik werk nie. Weet van die vyand, maar, ou moet op daai plek kom, sê, ek gaan nie terugsit nie. As die vyand aanval, dan gaan ek werk vir die Here. As hy vir my hier iets doen, nou gaan ek arbei vir die Here. As hy hier nie kan aanval, nou gaan hy sien, hoe gaan ek in die krag en autoriteit van die Here staan. Hoekom? Want elke aanslag het 'n uitkoms. Elke ding wat die vyand bring, het God voorsiening voorgemaak. Hoekom? Want ek sien dit net nie dalk nou nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die Here sê, ek sien jou, ek hoor jou, en ek verstaan jou. Ek wil 'n paar skrifte saam lees. Limitations, weet ek nou nie wat dit in Afrikaans nie. Maar jy sal weet, Limitations hoofstuk 3 vanaf vers 17 en ek wil daar in die helfte van vers 17 begin lees en dan wil ek lees tot en met vers 26. Prys die naam van die Here. Hy sê in die helfte van haar die skrif, hy sê, I have forgotten what good and happiness are. Is daar iemand wat al so gevoel het? I have forgotten what good and happiness are. Is daar iemand dat ek het al so gevoel? Heer, ek kan nie eens onthou wanneer laas het ek regtig gelag nie. Kan nie eens onthou, weet, dit voel net of dit 'n ewige stryd is om net 'n bietjie vrolik te wees, maar dit is moeilik en hy skryf dit, I have forgotten what good and happiness are. And I say, perished is my strength and my expectation from the Lord. Dis 'n goeie plek om te wees. Om op 'n plek te kom waar iemand sê, ek het al vergeet hoe dit voel om happiness te hê. Praat nie van hierdie aardse, ek is bietjie bly as ek kan motorfiets ry of aan, en ek praat van the joy of the Lord. Hierdie vreugde, hierdie strome van lewende water, hierdie plek waar ek moet wees, waar ek in die oorwinning van God moet staan. Ek het al vergeet hoe dit moet voel. En my expectation het verlore gegaan. My verwagting, my expectation, hoor wat sê hy daar? And I say, perished is my strength and my expectation from the Lord. Ek weet nie eers meer of God my raak sien nie. Weet nie eers meer of die Here vir my iets wil doen nie. Ek weet nie meer nie, Here, ek het nie meer joy nie, ek het nie meer vreugde nie, ek het nie meer blydskap nie, ek sukkel om my self positief te hou. Ek is nie dat maar ek het nie meer verwagting nie. Ek weet nie eers meer of God vir my iets wil doen. Sien God my raak? Hoor die Here my nog nie? Dan skryf hy daar, O Lord, remember earnestly my affliction and my misery, my wandering and my outcast state, the wormwood and the gall. My soul has them continually in remembrance and is bowed down within me. Hier is 'n goeie plek om te moet wees hoor. Dit is hier waar daai pity party, waar net jy uitgenooi is na die party toe. Wie is daar? Kom ons weer eers. Wie is op 'n plek van sê Here, ek is op die laagste laag. Ek hou 'n maskertjie voor, alles is oukei, maar alles is nie oukei nie. Here, ek is hou nog vas aan die Here, want ek praat nog met die Here, maar Here, ek is moeg. Here, ek het alles probeer. Here, my verwagting is verlore. Ek wil so graag hê God moet iets vir my doen, maar ek is te bang om te bid, want sê nou maar net dit gebeur nie, dan is ek nog weer teleurgesteld.
Wie was al te bang om iets te vat in geloof? Want jy is bang, dit kom nie in vervulling nie. Kom ons wees eerlik. Wie het al op 'n plek gekom waar jy weet wat die woord sê, maar jy is bang om opgewonde te raak oor die woord, want jy is bang, dit gaan nie in vervulling kom nie. En dan gaan dit jou nog verder van die Here af laat voel. Ja, kom ons wees eerlik, ek het al so gehad, dan raak ek opgewonde oor 'n skrif, en dan manifesteer ek, en ek doen dit, en dan kom dit nie in vervulling nie, en dan voel dit, het die Here ooit my gehoor? Here ooit my raak gesien? Hy pastoor, hoe kan jy as pastoor so sê, weet jy wat, ek was al in 'n storm in my lewe en my verhouding met God. Ek het nie elke gebed in my lewe is ja en amen nie. Weet in die sin dat God vir my alles gee wat ek, die goed is, leer God my 'n les om hom te vertrou, en dan agterna gee hy vir my beter as wat ek, so God gee, nie fout maak nie, but sometimes we go through processes that we don't understand. Partykeer gaan ons deur goed wat ek nie kan verstaan uit die woord uit, Here, maar u woord sê dit, en dis hoe ek voel, en dit is wat my omstandighede sit, en hierdie goed kom nie by mekaar nie, en ek is te bang om opgewonde te raak oor 'n woord of 'n belofte, want sê nou maar net, dit kom nie nou in vervulling nie, dan gaan ek nog verder van God af voel. Eina. Maar dis die realiteit waardeur mense gaan, kom ons wees eerlik. Dit is realiteite van hoe ons voel, nie van wie God is nie. Dit is die realiteit van goed waardeur ons gaan. Dit sê nie wie God is nie, dit is waardeur ons gaan as mens. Maar dan sê hy hierdie ding, but this I recall, vers 21, and therefore have I hope and expectation. So aan die een kant sê hy, ek het nie meer expectation nie. En die een kant sê hy dat ek is moeg en ek is verlore en ek wil nie meer hoop nie. Maar dan sê hy aan die ander kant, jy sien, want die vlees is teen die gees, en my vleesmens sê, daar's nie 'n manier om hier uit te kom nie. Die vleesmens sê vir my, dit is klaar met my. Die vleesmens, my carnal mind, hier die vlees, want die vlees is teen die gees, sê die woord van die Here, en die gees is teen die vlees, en die vlees wil hom nie onderwerp aan God nie, maar hy sê, as jy deur die gees die werke van die vlees doodmaak, sal jy lewe, en ek en jy moet op 'n plek kom, waar ek deur die gees van God gelei word, in die waarheid van God oor my lewe, en dan moet ek myself herinner aan hierdie beloftes van die Here. Ek moet my herinner aan wie my God is. Ek moet my herinner om nie te kyk wat na vooroe is nie, maar die dinge te roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Dit is 'n keuse om te sê, ek gaan nie toelaat dat my vleesmens 'n besluit neem oor my geestelike lewe of oor enigiets in my lewe nie. Maar dit is die grootste stryd wat ons het in ons lewe, is my vlees teen my gees. Dis die grootste stryd wat ons het, en dan die vyand speel maar net 'n rol daarin om dit uit te byt. Sê op die einde van die dag is die vyand nie die grootste probleem nie, ek is my grootste fight, want ek gaan deur goed. En dan speel mense 'n rol, en die vyand speel 'n rol, en die vyand weet om die regte ou op die verkeerde tyd te stuur, ook om iets te kom sê wat jy nie nou nodig gehad het om te hoor nie. Hy weet om daai ding te, hy weet om Tannie Sunny te stuur, om die regte optrede te doen op die tyd wat jy nie nou kan bekostig om nie lekker te voel nie. Jy sukkel al klaar om positief te wees, en nou kom iemand met 'n kommentaar of 'n optrede, en hier sit jy nou nog dieper. Maar dit is die vyand. Dit is nie die gees van God nie, want die gees van God sal iemand stuur om sy woord te kom bevestig in jou lewe. Die gees van die Here sal kom om vanmôre vir jou te sê, jy is waardig. Die gees van God sal vanmôre kom om vir jou te sê, hier's 'n uitkoms vir jou, hier's 'n deurbraak. Maar ek en jy moet op 'n plek kom waar ek myself herinner. Hy sê, ek het nie meer expectation nie. Maar dan sê hy dit, but I recall, met ander woorde, ek gaan haal dit uit wat God gister en eergister, ek gaan haal dit wie God is, en ek bring dit, sodat ek na dit, I recall this.
And therefore I have expectation. So ek kan verwagting hê, omdat ek gaan uithaal, wie is my God? Omdat ek gaan kyk na wat het hy gister vir my gedoen, en eergister vir my gedoen, en wie hy is, en omdat I recall, because I think of who God is, I will remember and I will have hope. En dan het die gees van God iets om in my lewe, want die gees van God kan nie met negativiteit werk nie. Hy kan nie, maar hy kan met die woord werk. Hy kan met die woord werk. When I recall the word of God. Ja, maar pastoor, ek is moeg. Maar die woord sê, He will give me a spirit of gladness for the spirit of heaviness. Die woord van die Here sê, hy sal my lofkleed gee vir die rou gewaad. Die woord van die Here sê, oil of gladness. Die Here sê, hy gee lewe. Die Here sê, hy maak tronkdeure oop. Die Here sê, elke vloek sal verbreek word. Die Here sê, hy is hier om vir my lewe te gee en oorvloed van lewe te gee. Ja, is daar 'n vyand wat roof en steel en slag en verwoes? Ja, hy is daar en hy het geroof en hy steel dalk en hy slag dalk, maar daar's iemand anderste wat ook in my lewe is en sy naam is Jesus en hy het gekom dat ek in hierdie omstandighede kan lewe hê en oorvloed van lewe, en daarom sal ek hoop hê, want sy naam is Jesus. Hy sê, and then I recall. Therefore I will have hope and expectation. Die vyand het jou expectation kom steel. Wie het nog 'n verwagting dat God vir jou iets? Nee, jy verwag nie, ag Here, ek wil net die deur kom. Hoeveel keer het Jesus by mense gekom en vir hulle gesê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? As Jesus vanmôre hier fisies kon staan en hy vir jou hierdie vraag kon vra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Hoeveel van ons sal minder vra as wat ons regtig wil hê? Baie van ons sal minder gevra het, want ek is moeg, Here, as ek net iets kry, is dit alright. Nou kom 'n vrou in die Bybel en sy vra dat Jesus vir haar iets moet doen. En Jesus sê vir haar, dit is nie mooi om die brood te vat wat aan die kinders behoort en dit aan die hondjies te gee nie. En sy sê, Here, maar selfs die hondjies eet die krummels wat van die tafel afvat. En sy het 'n verwagting gehad dat selfs 'n krummel genoeg sal wees om haar hele omstandighede te verander. Sy het nie 'n krummel verwag nie, sy het 'n wonderwerk verwag. En sy het gesê, dat al is dit so groot soos 'n krummel, Lord, my life gonna change. So jy moet dit vandag staan, die vyand wil jy moet dink aan 'n krummel. Sy het nie gesien die krummel nie, sy het net gesien, al die honde eet en hulle word versadig. I want, even if, alles het 'n krummel, sal dit genoeg wees. Her expectation was that whatever God gives will be enough and sufficient. Dit is dit, want sy het 'n wonderwerk verwag. Wat verwag jy vanmôre van God? Verwag jy dat God jou net krag moet gee om aan te gaan soos wat jy aangaan, of het jy vanmôre 'n wonderwerk van die hemele af nodig om te sê, Here, ek is moeg om in moeg te wees, ek is moeg om in hierdie gat te wees, ek is moeg om in 'n siek te wees, ek is moeg om met hierdie ding. Ek wil vanmôre vir jou sê, when we come to a place where we have no answers, there's only one way out, and that is Jesus. En ons kyk vanmôre en ek sê, Here, ek het my verwagting is van die Here. Die vyand het gekom en hy het jou expectation kom steel, en omdat ons nie expectation het nie, vat ons enigiets wat ons kan kry. Ek sê vanmôre vir jou sê, Jesus het gekom dat jy kan lewe hê en oorvloed van lewe. Hy het nie gekom dat jy moet settle for second best nie.
Hy het nie gekom sodat, en ek praat nie van prosperity nie man, maar ek praat, hoeveel van ons loop deur die week en bid net, ag Here, gee my krag vir vandag, ek wil net deur hierdie dag kom. Dit is nie lewe in oorvloed nie. Where is the joy of the Lord? Where is the authority? God het gekom dat jy moet in autoriteit stap onder die krag en die salwing van die Here, as 'n man en 'n vrou, as 'n anointed van die Here, en staan in boldness en in die krag, en met dan staan ons as bedelaars en sê, ag Here, ek wil net deur hierdie dag kom, en God sê, maar ek het gekom om vir jou baie meer te kan gee, maar ek kan nie vir jou gee wanneer jy in ongeloof staan nie. Ek wil vanmôre jou expectation kom herstel, sê die Here, I want to restore expectation this morning. Want as ek nie verwag nie, gaan ek nie ontvang nie. Want dit is wat die vyand kom steel het by my en jou. Sê, ag Here, God is in beheer. Ja, hy is in beheer. So whatever hy vir my gee is reg. So dit begin hier met alle respek, armsalige, ja Here, net deur hierdie dag. Ag Here, is al net ek het my ouma oorlede, ouma Letty. As hulle oud raak, dan bekom raak hulle mos soos kinders. Maar dan sê sy het hierdie arme ek houdingkie gehad baie keer. Maar ouma, as jy lus vir ietsie, kan ons vir jou ietsie, net 'n ou stukkie droë brood is ook reg. Net 'n ou stukkie droë brood. Ouma, kan vir jou kos gee, daar's genoeg kos, wat wil jy? Ag, ek wil nie moeite wees nie. 'n Ou stukkie droë brood. En is dit nie hoe ons baie keer is nie? God sê, ek dek vir jou 'n tafel in die teenwoordigheid van jou teestander. Net 'n ou stukkie droë brood, Here. As dit van U afkom, is dit genoeg. En ons settle vir wat die vyand van my af in jou steel. Ag Here, gee vir my net krag om hierdie siekte te kan dra. Maar Jesus het gekom dat ek genesing kan hê. Hy het gekom dat ek verlossing kan hê. Hy het gekom dat ek kan lewe hê en oorvloed van lewe. En die vyand kom steel ons expectation, en ek wil vanmôre vir julle sê, God wants to restore expectation. Vers 22, it is because of the Lord's mercy and His loving kindness that we are not consumed. Because His tender compassion fail not. They are new every morning. Great and abundant is your stability and your faithfulness. Praise the Here, the Lord is my portion and my share, says my living being, my inner self. Therefore will I have hope in Him and wait expectantly on Him. Hoekom? Want Hy is my hoop. Nie wat Hy vir my kan doen nie, maar dit wat saam met Hom kom is in elk geval meer as genoeg. He is more than enough. Hy is my expectation. En jy sien, ons wil hê en ons kyk na wat God vir my kan doen, en my expectation is in dit wat Hy kan doen. But when your expectation is Him, wanneer jy Hom verwag, wanneer Hy jou hoop is, wanneer Hy jou krag is, wanneer Hy jou verlosser is, wanneer Hy jou geneesheer is, then your hope is in Him and not what He can do for you, because what He can do is that just follows Him. Dit loop net saam met Hom. Genesing is onder Sy vleuels. Redding is onder Sy vleuels. Dit kom saam met Hom as die voordele, en ek en jy hoef nie die voordele te soek nie. Ons kan Hom soek en ons kry die voordele. Ergens kom die vyand en sê vir jou, maar jy moes ergens iets verkeerd gedoen het dat jy nie kan ontvang nie. En enigste triek wat hy daarmee bring is, hy bring jou in ongeloof, twyfel. Nou ons soek groot deure wat oop is. Here, wat het ek ergens iets gedoen dat hierdie ding, jy het begin twyfel. Weet jy dit nie? Hier sê dit is nie elke môre. Weet jy wat beteken dit? God se genade vir jou. As jy opstaan, dan sal splinter nuwe genade.
En jy verstaan dit nie. Alles wat God vir jou wil doen, is elke liewe dag splinternuut. Jy kan dit nie uitput nie. Jy kan dit nie, it's new every morning, en is omdat dit nuut is, elke dag dat ek en jy nog hier is omdat hy faithful is, nie omdat ek faithful is nie. Dis omdat hy goed is, nie omdat ek goed is nie. Dis omdat hy amazing is, en nie ek wat doen my. It's because of his goodness and his faithfulness, and they are new every morning. Staan God gereed om sy kinders te bederf met sy teenwoordigheid en sy heerlikheid, en hy wil met jou wandel, en hy wil met jou loop, en hy wil met jou praat. Joy is not just a feeling, it is the presence of God within me. Ek wil vanmôre vir jou sê, hy is joy. Joy is nie iets wat saam net omkom nie. He is joy. Hy is joy. Hy is vreugde. Hy is vrede. Hy is redding. Hy is verlossing. Hy is genesing. It is him. His name is Jesus. His name is Jesus. Die antwoord waarna ek en jy soek is gesetel in hom, in Christus. Hy sê as julle in my bly en my woorde in julle, kan jy vra net wat jy wil en jy sal dit verkry. Vanmôre wil ek vir jou sê, die vyand het gekom om jou expectation te steel. Ek haas my om klaar te maak. Ek het nog so 'n hele klomp skriffies, ek het nou eers begin, maar ek sien die tyd staan nie stil nie. Hy sê, the Lord is good to those who wait hopefully and expectantly for him. The Lord is good for those who wait hopefully and expectantly for him. Wat het die vyand van jou kom steel? Jou hoop en jou expectation. Slim nie, die ou. Dis 'n slim oukie. As hy jou net kan laat twyfel en jy nie meer hoop het nie, en jy nie meer 'n verwagting het nie, dan staan jy in ongeloof teenoor dit wat God vir jou wil doen. En dan kry ek nie wat God vir my wil gee nie, want God mag nie negativiteit antwoord nie. En dan sê die vyand vir jou, jy is nou besig om 'n oes af te hom, en dan kan jy eens onthou waar jy dit gesaai nie. Ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy gesaai het in negativiteit, sal die Gees van God vir jou wys. Die Gees van die Here sal vir jou sê waar jy verkeerd gemaak het. Moenie 'n fout maak nie. Gees van God gaan jou nie in die lig los, en nou moet jy gaan deure soek wat nie oop. If there's a door open, God will speak to you about it. Because he wants to help you and deliver you. Want ek gaan soek ons deure wat daar nie eers bestaan nie. En dan teken die vyand vinnig vir jou 'n deur. En dan gaan jy alles behalwe nader aan God. Want dan gaan jy in 'n donker gat af. En ek wil vanmôre vir jou sê, daar's net een deur waardeur ek moet stap. Ek is die deur, die weg en die waarheid. Die enigste deur wat ek moet soek, Jesus. Die enigste deur, want as ek deur hom gaan, hy sê as die Seun van God jou vry maak, sal jy waarlik vry. God gaan nie halwe werk doen nie. Die Here gaan nie halwe werk doen nie, maar die vyand bring verwarring oor wat God in my lewe gedoen het, sodat ek dit moet bevraagteken in myself en sê, Here, waar? So the Lord is good to those who wait hopefully and expectantly for him, to those who seek him, inquire of and for him, and inquire him by right of necessity and on the authority of God's word. It is good that one should hope in and wait quietly for the salvation of the Lord. Jesaja 49 vers 14 en 16 sê, hy sê, die Here het my verlaat en die Here het my vergeet. Terwyl ek besig was, toe ervaar ek dat iemand het hierdie woorde gebruik in hierdie afgelope tyd. Want dit is asof die Here dit vir my so laat uitstaan het, om te sê, hierdie is iemand se hulproep. Sê, Here het my vergeet.
Die Here het my verlaat. En hy skryf dit, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet, en dan antwoord God, kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie, met 'n uitroepteken. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure is gedurig deur voor my. En dan sluit ek af met hierdie skrif in Jesaja 54 vanaf vers 10 tot en met vers 17. Jesaja 54 vanaf vers 10, hy sê, want berge mag wyk en die heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here jou ontfermer. Jy elendige, deur storm gejaagde, ongetrooste. Kyk, ek lê jou stene in die suurklei en ek grondves jou in safiere. En jou borswering maak ek van robyne en jou poorte van karbonkels en jou hele ringmuur van edelsgesteentes. En al jou kinders sal deur die Here geleer wees en die vrede van jou kinders sal groot wees. Deur geregtigheid sal jy bevestig word. Wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie. En ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie. As hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie. Wie jou aanval, sal oor jou val. Kyk, ek het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en 'n wapens voortbring volgens sy aanbag. Ook het ek die verderwer geskape om te verniel. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Wat moet ek doen vir 'n erfdeel? Jy erf dit. Jy moet dit net gaan haal. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy uitoorlê. Hoekom? Want dis jou erfdeel. It's your portion. Dis nie iets wat jy voor moet werk nie. Dis nie iets, dit het God vir jou gegee as 'n erfdeel. Maar jy sien die vyand laat jou twyfel in dit en sê, ek moet aan sekere standaarde voldoen. Now I must believe that the word is true. En dat God is 'n waarmaker van sy woord. En ek moet dit oor my lewe begin bely. En ek moet my verwagting in God sit. Vanmôre wil ek vir jou sê, vat jou verwagting terug en sê vir die vyand, lank genoeg het jy twyfel gebring in hoe God oor my voel en wat God vir my wil doen, want dit is wat ek twyfel. Ek weet nie, want dit is wat ek die woord sê en dit is wat God sê en hier het ek hierdie woord gekry, maar die realiteit lyk anders as wat ek gehoor het. Maar ek wil vanmôre sê, as jou verwagting in God is, ek het al baie woord gekry. Die Here sê, baie mense, ek sê nie elke woord is altyd van die Here af nie. Vir baie mense sal sê die Here sê, dan sal hulle sê, ons sal sien. Wat doen ek? Ek leer dit altyd vir mense. Ek loop nooit agter mense se woorde aan nie. Ek loop nooit agter profesie aan nie. Ek loop agter Jesus aan. En as dit van hom is, sal dit in vervulling kom. En as dit nie van hom af is nie, sal dit nie in vervulling kom nie. So ek loop agter hom aan, wat 'n waarmaker is van sy woord. Maar wanneer ek 'n belofte kry, die gees van God gaan in elk geval in jou binnekant dit kom vat en vasmaak en sê, ja, hierdie is van my af. Of nee, ek het al baie keer 'n woord van die Here gekry, dan kry ek hoendervleis, maar nie die goeie ene nie. Kry so rilling hier in jou rug af. En hierdie enetjie kan jy maar vir jouself hou. Ek gaan nie hierdie pakket oopmaak nie, dankie, maar nee dankie.
Hou maar vir jouself. So, God gee vir ons ook onderskeiding. Wat moet ek doen? Ek hou my oop die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand het vanmôre gekom, vir jou te sê, God sien jou nie raak nie. God weet nie waar deur jy gaan nie. God, daar ergens is daar deur oop, ergens is dit, daar ergens bid ek nie reg nie. Hier hoe die vyand aan my baie ding gekry, dan bid ek op 'n manier, dan dink ek, Here, miskien as ek my gebed verander. Miskien as ek nou so ombid en manifesteer. Want dalk het ek nou nie reg, woord van die Here sê, ons weet nie altyd reg wat ons moet bid nie. Maar net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp, wat vir my intree, en dan werk alles vir my ten goeie. Ek weet nie altyd reg of ek moet reg, of ek reg bid of nie reg bid nie, maar my geloof is in hom wat my gebed hoor, en wat my hart ken. En ergens maak ons onsself moeg, want die vyand sê, dink jy rarig, God wil dit vir jou doen, terwyl jy so bid, of jy so dink, of jy so, ja, hy wil, want sy woord sê dit. En ek het die woord vanmôre gebring, soos wat hy op my hart gelê het. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat ek ervaar dat die Here sê, lank genoeg het die vyand met jou gemors. Lang genoeg het jy gehuisves wat God nie vir jou wil hê nie. Lang genoeg het jy second best gekies. Lang genoeg het jy gesê, okay, Here, gee my dan net krag om hierdie goed te handle. God sê nie, ek wil jou nie krag gee meer, ek wil jy moet daaroor heers. Ek wil jy moet daaroor heers, ek wil jy moet oorwinning vat oor hierdie omstandighede. Ek wil nie jy moet, ag Here, gee my maar net krag nie. Net ou droë broodjie. Pastoor Rolf het 'n oulike ding wat hy sê, why trust God for a bread if you can ask him for the bakery? Nee, hoekom wil jy vir God vra net vir die brood, as God dalk vir jou die hele bakkery wil gee, sodat jy ander kan bless? If God be your partner, make your plans big. Hoekom wil jy, ek het op 'n stadium gekom, dan het ek soveel goeders wat pyn in my liggaam, dan dink ek, Here, maar ek kan nie vir alles vra nie, doen net dalk net die een ding, want dan as dit voel het of ek, nou, my lysie is te groot. So by my finansies so kom, dan dink ek, Here, maar dit voel of ek net vra, Here, want dit is die ding en die ding, dalk moet ek prioritiseer, en dan kan ek vir die Here sê, okay, doen net vir my eers hierdie ding. Maar God weet wat is behoefte, en God weet wat is hebsig. Maar die vyand kom met skuld, gevoel. Sê maar, hoe kan jy dit vir, hoe kan jy dit? Ek is sy kind. En aan hom behoort al die vee op 1000 berge. Daar's niks wat hy nie kan doen, of wil doen nie. Maar hy gaan niks doen as hy nie verheerlik gaan word nie. It is for his glory. En ek wil vanmôre vir jou sê, wat verwag jy? Wat verwag jy van God? Op 'n mooi manier. Ek praat dan nie van, Here, ek verwag dat jy, praat van, wat wil jy hê? Moet hy vir jou doen? En kom dit ooreen met sy beloftes. As dit sy beloftes is, dan kan jy dit vra. Want in hom is elke belofte ja, en elke belofte amen. Staan op jou voete saam met my. Ek en jy het nie gekwalifiseer vir sy redding nie, en ons kwalifiseer nie vir genesing nie. Hy het dit kom gee. It's a gift. Hy het gekom dat tronkdeure moet oopgemaak word. Hy het gekom dat slawe vrygemaak kan word. Hy het gekom dat boeye moet afval. Hy is die God van die heelal. Net daar waar jy staan, vat vanmôre, sê Here, restore my expectation and my hope. Lord, I pray, Here, ek bid nou dat U herstel sal bring in verwagting en in hoop in elkeen wat op God vertrou. Elke plek waar die vyand kom steel het, omdat die vyand se kollig op my vermoëns is en op Here, haal ons oë van onsself af en sit ons oë op U vanmôre. In die naam van Jesus
bid ek nou dat elke leuen van die vyand in die lig gaan kom as 'n leuen. Lord, show every lie now as a lie in Jesus' name. And show the truth, your truth. Reveal your truth and your word in people's lives right now in Jesus' name. En vir elkeen wat vanmôre glo, mag dit vir hom en haar wees soos wat hulle gesê. Mag dit vir jou wees soos wat jy bely. Mag dit vir jou in vervulling kom volgens die woord van God en die belydenis van jou mond. Mag God vanmôre iets bonatuurliks in jou lewe loslaat. In Jesus naam, en ons sê dankie daarvoor. Amen. Prys die naam van die